Goeiemôre aan die wat ek nog nie gesien het nie. Môre. Hoop dit gaan goed. Ek was vir 'n tydjie lank nie hier nie en ek sal nou vir julle verduidelik hoekom nie. Ja, soos julle weet, en dit sluit eintlik aan by dit hoe ek eintlik op my boodskap gekom het vanoggend en ek wil aansluit oor dit wat Domitian vanoggend vir julle vertel het van die Olimpiese spele en 'n spesifieke vers genoem met Matteus, van die oes is groot en die arbeiders is min, die oes staan wit. Ja, dit het so gekom, julle sal onthou dat ek vir 'n hele so paar jaar terug vir 'n wat is die, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, maar die Engelse woord is 'n assignment, dat ek het so stel in Duitsland was. En dit het so gebeur dat ek vir dieselfde geroep is na Kanada toe, vir 'n paar jaar of vir 2 jaar. Ja, so ek was gereed om te gaan, my goed was gepak, maar ek dink die Here het ander planne gehad. So met die dat ek my goed agter mekaar gekry het, is ek gedivert na Nebraska, Amerika. So, ja, dit is eintlik vir my baie vreemd hoekom 'n derde wêreld land se leiers eerste wêreld lande moet gaan uithelp omdat hulle sukkel. So ja, ek is nou tans vir 'n paar weke in Nebraska gewees. Ek weet nie wie van julle weet waar dit is nie. Dit is in die middel van Amerika tussen al die klomp boere. Jy weet daai stroopers wat een dag afloop en dan loop hulle volgende dag terug. So groot is die lande. Dis regtig groot, baie groot. En almal, jy weet, as jy ou sê, jy weet, jy gaan Amerika toe, dan dink almal, tussen die goddelose. En dit is so, in 'n mate, ek was bietjie verbaas toe ek by New York afklim en by Chicago en daai plekke, om by my eindbestemming uit te kom, maar ek kan nie verseker daar waar ek nou is, bitter nice mense. Die stad, dorpie waar ek bly, daar's 5 baptiste kerke, waarvan ek by die een al aangesluit het. As julle wel gaan Google, is Plains Baptist Church. Die dominee daar was 'n ex-military ou. So hy lewer die woord op 'n militêre presisie af. En julle kan na sy statement gaan kyk, hulle statement die kerk. Dit is presies, dit is uitgeknip. Die mense is uitgeknip wat ek hier ondervind. Jy weet, die mense ken mens nog nie eers nie, dan doen hulle al voorbinding vir jou dat alles moet goed uitwerk. So ons weet nie wat die plan is nie. Ons is nou nog besig met die aansoek vir die visas en goed. Hierdie keer het hulle gesien dat my vrou daarom kan saamgaan en die kinders so nou en dan kan kom kuier. So ons sal tussen die bome en die bas wees vir hele ruk. So as julle gewonder het, ek gaan so tussen op en af beweeg. So bid maar dat alles mooi sal uitwerk en dat ons, ek glo op 'n na die tydperk weer lekker sal same sy hou. Mens weet nooit wat na die 2 jaar sal gebeur nie. Dalk sal ek seker maar weer Weskaapse kant te beweeg en iets daar begin. Ek en Tiaan gesels baie. Maar dit is waaroor ons hier is. Die groot ding gaan oor jou beskikbaarheid en wat die Here vir jou op jou pad sit, dat jy nie mag teëstaan nie. En ek het op daardie gedagte het ek bietjie geworstel en toe die Here vir my 'n boodskap op die hart gelê van mense wat rondgestuur word met spesifieke doel. En ek wil graag die boodskap met julle deel. Maar voor ons begin, kom ons bid net gou saam. Baie dankie Here dat ons weer die voorreg het om vanoggend aan die voete te kom sit. Ja Here, dankie dat U dit vir my kom uitwys het vanoggend, dat U op my hart kom lê het. Ja Here, soos U met Jesaja gemaak het, koolvuur op die tong, dat alles gesuiwer word. Dankie dat U daar is en dat U met ons is. Here, dankie dat U in beheer is. Maak nie saak wat daar gebeur in die wêreld nie, soos ons vroeër gehoor het. Here, ons weet U, die Seun van God gaan terugkom en hy gaan wen. En dit is al waaroor ons op hoop.
Dit is die hoop waarom ons vashou, dat U sal kom en U wen en die kinders saam met U neem. Dankie daarvoor en ja, Here, kom maak ons nou stil. Here, kom maak ons harte oop vir dit wat U vir ons wil kom spreek, dat ons aandagtig sal luister na die bevele wat U vir ons kom gee vanoggend. Dankie daarvoor en seën hierdie erediens verder. Amen. Ek wonder wie van julle, soos wat Jan vanoggend gesê het, ten spyte van die gebeurtenisse wat plaasgevind het in Parys. Ek het dit nie gekyk nie, want ek is nou nie 'n ou vir openings en sulke goed nie, dit gaan my nie aan nie. Maar ek het gehoor daarvan, nadat dit gebeur het, so ek het nou nie gesien wat gebeur het nie, en ek weet ook nie of ek nou daarna sal wil kyk nie. Maar ek wonder wat sal gebeur as die Here vanoggend jou gryp en hy roep jou en hy sê gaan soontoe en gaan sê vir die Olimpiese Raad wat ek vir jou vanoggend wil sê. Ek wonder wie van julle sal alles net so los, jou goed pak en gaan. En dink mooi daaroor, jy gaan daar staan voor, ek weet nie wie nie, ek ken nie die mense nie, maar ek neem aan hulle is mense van groot aansien. En hier kom jy as 'n boertjie of 'n boer-Engelsman van Suid-Afrika. En jy gaan staan voor daai komitee en jy sê, die Here sê. En ek wonder wie van julle sal die krag kry of hê om dit te kan doen. Dink 'n bietjie mooi daaroor terwyl ons in die volgende gedeeltes sal saamlees. Maar dan wil ek ook vir julle 'n vraag vra. Het julle al die stem, soos wat julle sal sê, gehoor, of iets van die Here gekry? Whether dit deur die skrif is, wat julle bestudeer het, of deur 'n preek, of deur iemand wat vir julle kom sê het, of iets wat net in julle hart opgereik het julle al gevoel, julle het 'n opdrag gekry, en julle het neergesit? Wie van julle het dit al gevoel? Julle kan maar opsteek, ek het al. Waar die Here pertinent iets op jou hart kom lê vanoggend, of in die verlede, en jy het gesê nee, of jy het dit geïgnoreer. Nou ek dink, baie van ons, indien nie almal nie, het dit oorgekom. Want as ons gehoorsaam was aan daai stemmetjie, dan sou die kerk oorvloei. Dan sou Port Elizabeth 'n ander plek gewees. So ek dink een of ander tyd in ons lewe het elkeen van ons nee gesê terwyl die Here daadwerklik daai behoefte of daai bevel of daai op ons hart kom lê vanoggend. Dit kon dalk gewees het dat jy hier vanoggend in die kerk sit en jy sien hoe lyk hierdie vloer en die Here het op jou hart kom lê om te sê jy gaan volgende naweek wil ek hê jy met hierdie vloer kom skuur en mooi kom politoer vir die kerk. Dit kan so iets wees. Dit is nie noodwendig dat jy jou goed moet pak en vir 'n Olimpiese komitee gaan sê waarmee is hulle besig. Dit kan klein dingetjies wees. Dit kan wees dat jy 'n muur moet verf. Dit kan wees dat jy iets moet doen vir die gemeente om by te dra tot die koninkrykswerke. En jy het gevoel dat dit is tyd wat jy nie het nie en daarom het jy nee gesê. Of jy het net daai stemmetjie geïgnoreer, dit wat die Here op jou hart kom lê vanoggend. Nou wonder ek, as jy vanoggend so voel, en ek weet nie of die skuldgevoel al bietjie gedemp is nie, en jy dink miskien terug aan daardie oomblik, maar hier is dalk van julle wat skuldig voel, en voel, ek moes geluister het, maar ek het, en wat staan my nou te doen? Of dalk sit jy vanoggend in die besef van daai een ding, wat ek uit die skrif gehoor het, wat God op my hart kom lê, en nou tref dit jou weer, en nou vra jy jouself af, wat staan dit my nou te doen? Nou ek dink, julle almal gaan weet,
na wat se skrifgedeelte ek nou toe gaan, en ek wil hê julle met julle Bybels oopmaak by Jona. Nou kom ek, nou het die penny drops. Maar ons gaan nie net kyk na Jona vanoggend nie, ons gaan ook kyk na iemand anders, wat ook geroep is, wat 'n hele ander, kom ek sê, attitude gehad het. Maar ek wil hê, ons gaan die hele boek van Jona lees, nie regtig nie, ons gaan gedeeltetjies, ek wil net hê julle moet gedeeltetjies lees. Julle weet as julle 'n boek lees, dan lees julle net so hier en daar ietsie en dan lees julle die slot en dan vorm jy 'n geheelbeeld van die boek. Party mense sal sukkel om Jona te kry, want dis nie lief vir die Ou Testament. Ek is mal oud. Goed, ek wil hê ons moet na Jona 1 kyk. Jona 1, en ons gaan net die eerste 2 verse of so lees, maar ons gaan so 'n bietjie rondspring soos ek julle gewaarsku het. En die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê: maak jou klaar en gaan heen na die groot stad Ninive en preek daarteen dat hulle boosheid, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Met ander woorde, die stad van Ninive, goddelose stad, kom ons sê dit is Parys vandag. Goddeloosheid het opgestaan. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus te vlug, van die aangesig van die Here af weg, en hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. Goed, nou weet julle wat het gebeur toe hy op daai boot klim en hy vaar weg. Toe begin die storms en almal en benoud geraak en bemanning het benoud geraak, en op die ou einde van die dag het die manne besef dat daar is net een God wat hulle uit hierdie situasie kan red, en dit is die God van Jona. So met ander woorde, Jona wat besluit het om op sy eie te gaan, indirek was eintlik maar verantwoordelik vir die bekering van die hele manskap van daardie skip. Want toe hulle Jona ook oorgegooi het, het almal tot bekering gekom en besef wie die regte God is. En ons lees daarvan in vers 17, die laaste vers, en die Here het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk, en Jona was 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis. Nie 'n walvis nie, 'n vis. Julle moet dit mooi verstaan. Dit was 'n vis gewees, 'n groot vis, wat die Here op 'n wonderbaarlike manier geskep het, om op die regte tyd op die regte plek te wees. Goed, so julle het nou daai eerste gedeelte van Jona, julle kan dit nou onthou. Kom ons gaan na Jona 2. Jona 2. En ons lees daarvan in vers 1 en 2. Jona sit nou in hierdie vis. Nou sit hy daar nou julle verbeelding, gebruik dit nou. Sit daar so die seegras is hier om hom, dit vrot. Dis ander klein visies wat besig is om te verteer. Die suur van die vis se maag begin sy klere vreet, hy kry sulke rooi polle, dit stink. Nou is hy in hierdie vis. En Jona het tot die Here, sy God, gebid uit die ingewande van die vis, uit sy maag uit, en gesê: uit my benoudheid het ek die Here aangeroep, en hy het my verhoor. Uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp. U het my stem gehoor. Nou hy noem dit spesifiek in benoudheid, in die doderyk. Jona het gedink, hier gaan hy dood. Nou dit gebeur, en ons gaan nou daarna kyk, wanneer jy ongehoorsaam is, en wanneer jy weg is van die Here se aangesig,
dan vind jy jouself in die doderyk. Maar nou, dis net lig of donker. Jy kan of die kant of daai kant wees. En wanneer jy vir die Here neersien van sy aangesig wegbeweeg, dan bevind jy jouself in die doderyk, wat voorgestel word as hierdie vis se maag. En ek weet daar is baie beeldspraak wat hier betrokke is. Maar dit is wat ek wil hê julle moet vanoggend na kyk. Goed. En dan lees ons weer in die laaste gedeeltetjie, na die Here hom verhoor het, in vers 10, daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spoeg. Nou dit moes 'n groot vis gewees het wat hy moes 'n paar meter deur die lug getrek. Wonderbaarlik hoe die Here gesorg het nadat Jona ongehoorsaam was. Nou gaan ons na Jona 3 toe. Dit is die vinnigste Bybelstudie van Jona wat julle sal deurmaak vandag. Jona 3, ons lees weer vanaf vers 1. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar en gaan na die groot stad Ninive en verkondig daar die boodskap wat ek vir jou sal sê. Waarna toe moet Jona toe gegaan het die tweede maal? Weer Ninive. Het God sy plan verander? God het nie sy plan verander nie. God het nie sy bevel verander nie. En dit is wat ek wil hê julle moet baie mooi verstaan. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Ninive volgens die woord van die Here. Goed. Nou kan ons weer op die laaste gedeelte en dan kan ons kyk na die uitkoms van die preek wat Jona vir hulle gegee het. Want Jona moes letterlik gegaan het, hy het 3 dae deur die stad Ninive te voet beweeg en hy het gepreek. En kom ons kyk wat is die uitkoms van dit wat Jona gepreek het, dit wat God op sy hart gelê het. En ons gaan weer na die laaste vers 10. En God het hulle werke gesien dat hulle bekeer het van die verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het dat hy hulle sou aandoen en hy het dit nie gedoen nie. Met ander woorde, die hele stad, en jy kan verder daai gedeelte lees, het tot bekering gekom, omdat God genadig was. Omdat daar iemand was wat die woord van die Here verkondig het. Nou vra ek u weer vanoggend, as die Here jou roep vanoggend na Parys toe, sal jy gaan. Miskien dalk nog nie, maar kom ons kyk verder. Die rede hoekom Jona nie wou gegaan het nie, is omdat die Assiriërs wat in daardie tyd in die stad van Ninive was, die Jode gehaat het. Dit was hulle vyande. En Jona het uit sy menslike gevoel, uit in sy hart gevoel, maar hoekom is ons God genadig vir die vyand? Hoekom moet ek vir hulle gaan preek, maar hulle het ons leed aangedoen? En ons lees daar weer in Jona 4 vers 1, maar Jona was hieroor erg ontstemd en hy het kwaad geword. Toe bid ek vir die Here en sê, ag Here, ek het nie gedink dat terwyl ek nog in my land was nie. Daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. O Here, neem dan tog my siel van my af weg, want dit is my beter om te sterwe as om te lewe. Nou dit is iemand wat baie verbitterd was. Baie verbitterd. Hy was amper klaar dood. Hy bid vir die Here om hulp, om hom te help by die maak van die vis. Die Here help hom. En nou voel hy net weer, omdat die Here genadig is met sy vyand, nou wil hy doodgaan. En hy het homself gaan bejammer om onder 'n bossie te gaan sit, waar die Here in elk geval ook beheer oor gehad het, want die Here het 'n rispe gestuur om die bossie te kom vreet. En toe is hy nou regtig in sak en as. En dit bring my
na die gedeelte waar ek en jy vanoggend moet weet en betrokke moet raak. En ons kyk na Johannes 4 vers 35 wat sê, kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande, want dit is wit vir die van die oes. Dit is wit vir die oes. Matteus 9 vers 37 en 38 lees ons dit wat Timothea net nou oor genoem het. Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Jona was geroep, maar hy was ongehoorsaam en het op 'n harde manier geleer om weg te wees van die Here se aangesig, is om in die doderyk te wees. Alles kom terug na die groot opdrag wat ons kry in Handelinge 1 vers 8, wat sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot in die uithoeke van die aarde. Dit is ons opdrag. En dit is ook die opdrag wat Jona gekry het, wat hy ongehoorsaam in was en hy weggevlug het. Van Genesis se tyd af was dit God se plan gewees om profete te stuur. Ons dink aan Moses, ons dink aan Esegiel, ons dink aan Jesaja, ons dink aan almal wat God persoonlik omroep het. En weet jy wat, elke leier omtrent van daai wat ek nou opgenoem het, het 'n verskoning gehad. Moses kon nie praat nie. En weet jy wat doen hy? Voor hy nog gesê het, nee, toe sê hy al klaar vir Moses, ek stuur vir Aaron vir jou wat namens jou kan praat. Wanneer die Here jou roep, dan weet hy wat jy gaan sê, en jy weet wat se verskonings jy gaan uitdink. En hy gaan vir jou iemand stuur, of iets op jou pad bring, wat sy wil gaan laat uitwerk op die ou ene van die dag. Jona word in 2 dele gedeel, die boek van Jona, waar hy nee gesê het en met baie moeite oor sy pad vir homself gebring het. En toe hy ja gesê het, het God barmhartigheid en genade bewys. Jona was gedryf deur sy eie begeertes, deur sy eie gevoelens, deur sy eie hart. Jona het nie die hart van God gesien. Daar was 2 redes hoekom God vir Jona wou uitstuur. Die eerste een is, daar is verlossing vir almal wat die Here, die naam van die Here aanroep. En genade is aan almal bewys. En ek wonder baie keer van ons wat hier sit, glo partykeer dat die Here daai siele wat so kwaad aan ons doen, nie kan red nie. Of jy voel baie keer soos Jona. Ek weet dit. Ek ook. Hoe kan die Here daai mense red? Maar die Here sê, hy het genade aan almal bewys. En almal wat die Here aanroep, sal tot redding kom. En die tweede rede is, Israel het versuim om hulle te bekeer, nadat vele profete hulle toegespreek het. So God wou eintlik vir Israel ook 'n punt bewys. God wou gewys het vir Israel, dat as jy nie jou bekeer nadat ek soveel keer met jou gepraat het nie, dan sal ek ander tot bekering bring. Net om vir jou te wys dat ek 'n groot en 'n genadige God is. En dit is waar God eintlik al begin het, om met die heidene te werk. En God, ek wil nie sê, God se volk was nog altyd vir hom sy oogappel, maar God het ook kwaad geword vir sy volk, omdat hulle ongehoorsaam was. Dalk voel jy vanoggend soos Jona, wat in 'n maag van 'n vis sit, en jy voel alleen, en jy voel dat die stank en die sure om jou is, en jy sien geen uitkoms nie. Dalk het God jou geroep, in 'n stadium van jou lewe, en dalk het jy nee gesê. Dink 'n bietjie daaroor, waaroor en hoekom jy so voel vanoggend.
Dalk is jy te besig met ander dinge. Dalk het die kerk jou nodig. Dit is dalk het die buurt jou nodig. Dalk het die skool jou nodig. Dalk is jy nodig daar by die werk, daar waar jy geplaas is, op 'n spesifieke manier, op 'n spesifieke doel. Dalk het God jou daar nodig, maar jy het versuim om sy opdrag uit te voer. Jona 4:4b lees ons, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is. Jona was baie selfsugtig. Hy sou eerder sterf as sy vyand tot bekering sien. Baie keer is daar dinge in die lewe wat ons besluite invloed, soos geld, die gemak van ons huis, eerder as om die werke van God te doen en dit wat God ons voorgeroep het. En dan maak ons dit niks anderste as om 'n Jona te wees nie. As die Here iets op jou hart gelê het, mag dalk iets klein wees. Dit mag dalk om die wyntafel vanoggend of die druiwersap en brood uit te sit vanoggend en versuim het. Iemand anders moes dit kon doen. Dit kan dalk soveel iets kleins wees en ek is nie mik nie op jou. Ek noem nie maar net dit. Dan voel jy daarna, ek sit in die maag van die vis. Maar gaan kyk vir wie jy nee gesê het en hoekom jy nee gesê het. Om weg te vlug van God is om die lig te verruil vir die donker. Jy weet, Jona, hy was harrekwas. Hy kon net sowel die skip op sy knie geval het en gesê, Here, ek het gesondig, ek het van die aangesig wegprobeer, vergewe my, ek sal gaan. En raai wat, die Here sou die skipie net so gevat het, gekalmeer het en hom weggevat het. Maar hy was harrekwas. Gooi my oor die see, ek sal eerder dood gaan. Gooi my in die see. Baie keer van ons het ons daai selle in ons om te sê nee, ek gaan my voet neersit. En weet jy wat? God werk altyd in alles goede mene. God gaan altyd sy plan uitvoer. God gaan vir jou Kaïro toe vat as hy moet om weer in Johannesburg uit te kom, maar dit wat jy gesê was om te doen, dit sal jy op die ouene doen. Want God is almagtig. God laat nie met hom wors nie. Jona het uiteindelik in die vis se maag van sy sonde bekeer, want hy het besef God is soewerein. Hy het besef God is altyd in beheer. Hy het besef God is goed. En Jona het uiteindelik sy roeping verstaan en sy roeping ontdek. Alhoewel hy kwaad was daaroor, was hy tog gehoorsaam. En hy het besef waarvoor hy geroep is. En God was genadig en hy het vir hom weer 'n kans gegee. Hy het vir Jona kans op kans op kans gegee. As God jou jare terug geroep het en jy voel in jou hart nie lekker daaroor omdat jy nee gesê het nie. En jy sê weer, Here, hier is ek moes daai tyd, moes ek dit gedoen het. Ek is nou bereid om te gaan. Waarheen wil jy hê moet ek gaan? Wat het hy met Jona gedoen? Vir die tweede keer gaan na Ninive. Die Here gaan nie vir jou 'n nuwe opdrag gee as jy nog jou ou opdrag uitgevoer het. So as jy vir 10 jaar hier in die kerk gesit het en jy by die vloere gedoen het, ben jy ter die begin by die vloer. Of by waarever die Here jou geroep het. Want die Here verander nie sy plan nie. Die weg hoe jy die plan moet uitvoer uit jou ongehoorsaamheid het dalk verander, maar sy plan bly sy plan en sy wil bly sy wil. Begin daar waar die Here jou geroep het. Dalk het hy jou geroep as 'n jong dametjie om betrokke te raak by die sonnaarskool. En jy sit hier vandag 10, 15 jaar daarna.
gaan terug Sondagskool toe, want dis waar die Here jou geroep het. Dit is waar hy jou wil gebruik. Die Here soek nie intelligente, slim, ryk mense nie. Die Here soek gehoorsaamheid. Die Here soek gehoorsaamheid en bereidheid. Hy wil hê, jy moet verstaan wie hy is, wie jy is, dat hy genade aan jou bewys het, en gehoorsaamheid wanneer hy jou stuur. Dit is wat die Here van ons verwag. En dit bring my, sien, dit is nou die een uiterste van 'n profeet, en dit bring my nou by 'n ander profeet wat ek vir julle wil laat vergelyk tussen die twee. Een wat nee gesê het en 'n lang pad gevolg het en op die einde van die dag by sy doel uitgekom het. Die tweede profeet wat ek wil hê ons moet gou na blaai is die persoon Jesaja. En ek wil hê ons moet presies gaan kyk na Jesaja 6. Jesaja 6. En ek gaan daar nie die hele gedeelte lees nie, ek wil net lees uit vanaf vers 8. En jy sal agterkom dat die opdrag wat elke profeet gekry het, min of meer dieselfde was. Ja, Jona was na die Assiriërs toe, maar Jesaja was geroep vir 'n afvallige volk. 'n Afvallige volk wat eintlik baie gevaarliker was as die Assiriërs. Want hulle was goddeloos. Jesaja 6 vers 8, daarop hoor ek 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe sê ek, hier is ek, stuur my. Kan jy die verskil sien? Nie, ek het 'n probleem, ek kan nie gaan nie, ek wil eers hierna toe en ek wil eers daarna toe gaan, ek kan nie, dit gaan moeilik wees, so aan, en ongehoorsaam nie. Kyk wat sê hy. Toe sê ek, hier is ek, stuur my. Jy kan die gedeelte verder lees van waar hy na die bevel en wat hy moes gedoen het onder die goddelose volk. Ook 'n baie benoude roeping wat hy gehad het. En ons sien dat Jesaja ook net 'n mens soos Jona was. Maar Jesaja het die vrees vir die Here gehad. En hy het ook 'n gebrek gehad. Jy kan lees daar in vers 5 van onrein lippe. Maar anders as Jona het hy toegelaat dat God hom aangeraak het en onmiddellik was hy gehoorsaam en bereidwillig gewees. Elke mens wat hier sit vanoggend het 'n gebrek aan iets. Maar kan jy sien as die Here jou aanraak vanoggend, dan is daai gebrek niks nie, dan kan hy jou gebruik. Jy moet net bereidwillig en gehoorsaam wees. En Jesaja het ook gesukkel, as jy verder in die boek van Jesaja lees, met die volk van God, wat harkwas was, wat nie tot bekering wou kom nie. En hulle het hom ook 'n harde tyd gegee, en hy het ook mismoedig geword. Maar die verskil is, dat hy God gesien het, vir wie hy is, en nie na die wêreld deur die oë van die mens gekyk nie. Jesaja het eers na God gekyk, en toe het hy na die wêreld gekyk. Jesaja het God as soewerein en almagtig gesien, en hy het sy wil verstaan, en geweet wie hy self is, en wat om te doen. Jesaja was 'n profeet, wat selfs Jesus Christus se koms voorspel het. God het 'n baie besonderse verhouding met hom gehad, omdat hy na aan God geleef het, en hom die eerste maal gehoorsaam was. Jesaja was bereid om sy lewe vir God te verloor, en nie soos Jona, wat sy lewe wou prysgee, omdat God genadig oor vyande was nie. En dit was die verskil tussen die profete gewees.
Jesaja het die roeping van Handelinge 1 vers 8 verstaan. En hy het ook Matteus 28 vers 19 verstaan. Gaan dan heen. Jesaja het ook vir 'n afvallige volk gespreek. En dit moes ook lewensgevaarlik gewees het. Maar dit was 'n groot verskil. Die verskil tussen die twee was, want God het albei geroep. Albei was gelowig. Albei was profete. Albei se boodskap het gegaan oor die waarskuwing en die God, bekering van God en die genade van God. Maar die verskil was, Jona het van binne na die wêreld buite gekyk en toe na God gekyk. En hy het sy prioriteite en gevoelens bo God gestel. Hy het nie God se autoriteit gesien, sy wil verstaan nie en nie gehoorsaam aan sy roeping nie. Hy het die lig verruil vir die donker en 'n wye draai geloop om net weer by God se wil uit te kom. Jesaja daarteen het van binne eers na God gekyk vir wie hy is en toe na die wêreld deur God se oë gekyk. Hy het God gesien vir wie hy is. Hy het God se wil verstaan. Hy het sy roeping verstaan en hy was gehoorsaam aan God. Jesaja het van die begin af in die lig gebly en die lig wat duister verdryf en God se hand van beskerming was oor hom en hy het hom geseën. Nou kom ons weer terug by die besluit of die roeping wat jy op jou lewe gehad het vanoggend. Maak nie saak hoe klein of hoe groot dit is vanoggend nie. Jy het 'n besluit om vanoggend 'n Jona te wees. En jy het 'n besluit vanoggend om 'n Jesaja te wees. En ek wil vir u nie teleurstel nie, maar wanneer jy 'n besluit van Jona wil neem om eers 'n wye draai te loop en in 'n donker diep gat te gaan sit, jy gaan daarby uitkom op die einde van die dag. Van God se wil sal seël. Of jy kan soos Jesaja dadelik sê, ja Here, hier is ek vanoggend, gebruik my. Kom suiwer my lippe, kom plaas die koolvuur op my lippe en kom suiwer. Die Here gaan vir jou uitweg gee en die Here gaan vir jou seën en die Here gaan vir jou dra. My vraag is vanoggend, as jy vanoggend bereis toe geroep word, gaan jy gaan. Dis waarmee ek jou wil vanoggend. Is jy 'n Jona of is jy Jesaja? Wat is jou besluit vanoggend? Amen. Here, baie dankie dat u vanoggend met ons hart en duidelik kom praat het. Ag Here, ons sit vanoggend dalk hier en ons op 'n spesifieke tyd geroep en ons het nie geluister nie, maar Here, soos wat u in die woord sê, daar is genade. Here, u is barmhartig en u vergewe. En daarom vra ek dat ons weer sal erns maak met die roeping wat u op ons hart kom lê het vanoggend. Ja Here, dat u dit weer sal opwakker. Ja Here, dat ons sal besluit om soos Jesaja te wees, om te sê, ja Here, hier is ek, stuur my. Maak nie saak hoe groot of klein dit is nie, maar dat ons bereid sal wees. Dankie daarvoor Here, en dankie dat u die gemeente so wonderlik seën. Ja Here, baie dankie dat ons op in elke land waar ons op mag kom, sal sien dat daar kinders van die Here is wat u vurig dien. En dankie ook vir dit dat u oral is op alle tye. Dankie Here vir genade, dankie vir liefde. En ek bid ook nou daar waar ons aan die tafel sal sit, nou Here, dat dit u besonder sal sien, dat u in ons harte kom aanspreek, dat dit wat skeidend maak tussen ons en u, dat u ook dit sal wegneem. Kom maak ons stil, Here, en ja, wees u genade voor ons. Dankie daarvoor. Amen.